Ons gesels oor kweek verwondering om te floreer en vandag juist die wonder van jouself. Ek lees vandag vir die pragtige lofwoorde van Dawid aan God in Psalm 139 vers 14. Ek wil u loof want u het my op 'n wonderbaarlike wyse geskep. Wat u gedoen het, vervul my met verwondering. Is dit nie opvallend hoe mense deesdae gestres is vanweë vergelyking en selfkritiek nie? Waarskynlik is die grootste stimuleerder hiervan die feit dat ons met 'n selfoon die hele wêreld se mense kan sien. Ons het nie net die mense in ons buurt, ons dorp met wie ons vergelyk nie en wat ons bekyk nie. Ons sien die bestes in die wêreld en hoe hulle lyk en leef. En ons sien dit elke dag. En onbewuslik vergelyk 'n mens jou met die bestes in die wêreld. Maar wat ons vergeet is môre is daar weer nuwe bestes want mense kom en gaan. So jy kan eintlik nooit goed voel oor jouself as jy met die bestes in die wêreld bly vergelyk nie. Dit sê jy besef dat 'n psalm soos Psalm 139 jou juis wil herinner dat elke mens is 'n unieke skepping. Elke mens is 'n meesterstuk van God. Jou niere, jou lewer werk sonder dat jy daarvan bewus is. Jou hart klop sonder dat jy daaraan dink. Jou brein vorm kronies nuwe idees. Jou hande kan uitreik in liefdevolle aanraking. Jou oë en ore kan die mooie ontdek en waarneem. En net hierdie paar goed wat ek nou genoem het, is klaar wonderlike werklikhede wat genoeg is om ons met verwondering te vul. Navorsing wys dat verwondering oor diself jou veerkrag en jou selfwaarde versterk. Keltner verduidelik dat wanneer ons eie bestaan as verwondering beskou, dan help dit ons om uit selfkritiek te beweeg na dankbaarheid en na 'n dieper gevoel van betekenis. So begin vandag deur net 3 dinge oor jouself te noem wat jou met dankbaarheid en verwondering vul. Dalk is dit jou kreatiwiteit. Dalk is dit die manier waarop jy ander kan bemoedig. Dalk is dit die feit dat jy uit moeilike situasies kan leer en opstaan. Dalk dat jy mense vinnig kan opsom. Maar kyk weer vandag na jouself in die spieël en bewonder jouself op 'n mooi manier van wat God van jou raak sien, wat God van jou sal sê, wat God vir jou vandag as jou ouer vir jou wil sê. Leef geïnspireerd.